Welkom by Kuier Rapport Matriekklas 2021. Ek is Adel Poggenpoel en hierdie is Afrikaans eerste addisionele taal. Vandag doen ons die gedig 10 haikus in die Vredefort koepel. Reg, so wanneer ons na die gediggie kyk, kan ons sien daar is 10 strofes. Ek gaan eers lees en dan gaan ons dit punt vir punt bespreek. Meteoriet. Deur die donker klief 'n klipvleis en klap lewe uit die aarde uit. Wind. 'n Asem jaag oor yslike nagte en vee ons winternis weg. Water. Jy maak so silwer sonder droë woorde sin wat my skoon verstom. Grond. Vang reën en son in die bakkan van jou lyf waar lewe kliphard klop. Boom. Veerlig dwarrel herfs van kultakke los en broei nog 'n lente uit. Mens. Toe staan stof uit stof en oorheers die aarde op grond van sy bestaan. Wêrelderfenis. En ons koepel skeur al langs perforasies van mensdom middeldeur. Besoedeling. Nou moet dier en duif hees van die rook en roet verbuil en trek saagboet. Dankgebed. Heer, ons paaie lê uitgeteer oor brûe met water onderdeur. 10. Vuis van swaal en vuur gaan diskant ons groot ekskuus weer kom. Asem haal. Reg, nou die woord haiku dui op 'n digvorm. 'n Ander digvorm wat jy baie bekend mee moet wees op hierdie stadium is 'n sonnet. So dis dieselfde tipe term wat ons hier gebruik. 'n Haiku in hierdie geval is 'n Japaneese gedig met slegs 3 reëls. Nou hierdie reëls het 'n spesifieke lettergreepverdeling. 'n Lettergreepverdeling is when you break the word up in syllables. Elke haiku vorm 'n geheel of 'n unit, maar saam maak dit sy storie. So saam vorm hierdie 10 haikus in hierdie geval die storie van die Vredefort koepel. Net kom ons kyk gou na hoe die haiku werk. Deur die donker klief, 5 lettergrepe of syllables, 'n klipvuis en klap lewe, 7, uit die aarde uit 5. So saam maak dit 17 lettergrepe wat dan die hele gedig vorm, né? Reg. Die tweede gedeelte van hierdie titel, die Vredefort koepel. Hierdie koepel het so wat 2000 miljoen jaar, dit blou my mind wanneer dit was, gelede ontstaan toe 'n meteoriet met 'n deursnee van so wat 10 km die aarde teen 'n spoed van so wat 150.000 km per uur getref het. Nou jy moet net hierdie data net so onthou vir wanneer ons na die eerste haiku kyk, want dan sal jy verstaan wat daar eintlik aan ons beskryf word, né? Ek het so 'n link hier vir jou gesit as jy meer inligting oor die Vredefort koepel wil hê. Dit is ook 'n wêrelderfenisgebied en wat in 2005 deur UNESCO as 'n wêrelderfenisgebied verklaar is. Dit is ook die grootste krater wat op hierdie aarde bestaan en dit is een van die redes waarom dit dan nou 'n wêrelderfenisgebied is. As jy op die net hier kan kyk, Parys, net so verder aan kry jy vir Vredefort en dit is natuurlik in die Vrystaat waar hier die Vredefort koepelkrater lê. Dan het ek woordverklaringe uitgewerk. Nou, wanneer jy deur gedigte lees of wanneer jy deur jou roman lees, is dit belangrik om al die moeilike woordjies wat jy teekom in die gedig dan te kry. En dit word gewoonlik vir jou in verskuns uiteengesit, die woordverklaringe, jou handboek wat jy dan by die skool kry, né? Reg, so ek het vir jou 3 kolomme, die Afrikaanse woord, die Engelse woord en dan net 'n kortlikse beskrywing van hierdie woorde en dit is dan gekleur soos dit in per haiku. So daar is nog
woordverklarings wat ons deur kan gaan, voor jy dan na die gediggie kyk, net om te sien wat die woorde dan beteken. Maak dit alles net baie makliker. En wat die doel van hierdie woordeskat ook is, by al jou gedigte, as jy kortverhale doen, by al jou kortverhale, by jou roman Lien, of by jou drama Villa, hierdie woorde wat jy dan leer en die betekenisse en die beskrywings sal jou dan help in jou vraestel 3 wanneer jy moet opstelle en briewe en kort stukkies moet skryf, né? Dit help baie. So ons begin met die eerste haiku, meteoriet. Nou 'n meteoriet is 'n groot rots wat uit die hemelruim, ek het vir jou 'n prentjie hier, wat uit die hemelruim uitkom en dan met die aarde kontak maak. Deur die donker klief 'n klipvuis en klap lewe uit die aarde uit. Die donkerte wat hierna verwys word, is natuurlik die ruimte buite die aarde waardeur hierdie meteoriet beweeg, né? So dit is heeltemal donker tot dit in ons atmosfeer kom. Klief, hy sny deur die donker, né? Soos hy val, sny hy deur die donker soos hy beweeg. 'n Klipvuis, die klipvuis is 'n metafoor en die klipvuis is die meteoriet wat hier aan jou die beeld wat hulle aan jou wil skep, is dat jy die meteoriet sien. Die klipvuis verteenwoordig die meteoriet. Nou moet jy in jou kop sien 'n vuis wat van klip gemaak word, dit wil sê dit is baie hard. En hierdie klipvuis klap die lewe. So wanneer hy die lewe klap, is wanneer hy kontak maak met die aarde. Onthou in die vorige skyfie, toe ek aan jou verduidelik wat hoe die Vredefortkoepel gevorm was, het ons gesien die grootte, die distansie en die spoed waarteen hierdie klipvuis dan kontak gemaak het. So in jou kop kan jy nou al sien of verbeel die tipe impak wat daar gemaak is, né? En wanneer hierdie klipvuis dan met die aarde kontak maak, klap hy die lewe uit die aarde uit. Nou, die klipvuis is die meteoriet wat die aarde tref en die Vredefortkoepel word dan gevorm. Die impak word beskryf as die rots wat lewe uit die aarde klap. Nou, wanneer ons na hierdie uit die aarde uit, so wanneer ons na hierdie woordjie klap lewe uit die aarde, dit is as ons die woordjie ambiguous gebruik, né? Dubbelsinnig. Dit het eintlik 2 verduidelikings. Wanneer jy kontak maak, word die lewe uit hom geklap, daar is nie meer lewe nie, dit is vernietig. Klap lewe uit die aarde uit is wanneer jy iets klap om iets uit te kry. So wanneer jy klap, vernietig jy en jy klap die nuwe lewe uit hierdie uit die aarde uit. So letterlik klap die meteoriet lewe uit die aarde, die vernietiging, maar figuurlik kan jy ook lees dat dit die nuwe lewe uit die aarde klap. So 'n nuwe lewe om te begin. Wind, dis die tweede een. 'n Asem jaag oor yslike nagte en vee ons winternis verby. Nou die asem is natuurlik die metafoor vir wind. Reg. En jaag beteken jy beweeg baie vinnig. So die asem het deur die nag oor die aarde die ys gesmelt en die winter van ons weggeneem, van die aarde af weggeneem, né? Dit is basies wat hier verduidelik word. 'n Asem jaag oor. So hoekom jaag oor? Want beweeg baie vinnig. Nou moet jy verstaan, wanneer die meteoriet dan nou beweeg, agter is vuur, maar onthou as iemand vinnig by jou verby beweeg of verby hardloop, voel jy die wind of voel jy bewegende lig. So dit is ook dan die agterkant van die meteoriet wat oor die aarde vee, né? Yslike in hierdie geval kan 2, weer eens het ons dubbelsinnigheid hier. Yslike kan verwys na baie koue nagte. Onthou ons praat van yskoud.
of yslike kan beteken baie groot, massive. Right. So hier verduidelik die spreker dat daar 'n koue wind na die meteoriet die aarde getref het oor die aarde gewaai het. Dit kan die wind wees wat as gevolg van die spoed gevorm is. As ons weer kyk na 'n asem wat die asem jaag, 'n asem kan nie jaag nie. So dit is personifikasie wat in hierdie gediggie dan voorkom, né? Reg. Die yslike nagte wat dan of baie groot kan wees of baie koud kan wees. En vee ons winter, wanneer hulle die winternis oor die yslike nagte wegvee, begin die ys te smelt. En die ys word dan van 'n vaste stof na 'n vloeistof. Right. Water. So maak dit nou sin. Ons beweeg nou na die vloeistof. Jy maak so silwer sonder droë woorde sin wat my skoon verstom. So wanneer hierdie water nou gevorm is en die riviere begin mos nou te vloei. So jy, die voornaamwoord jy, dit dui op die water. En water is 'n belangrike element om weer lewe aan die gang te sit in die natuur, né? Of op die aarde weer aan die gang te sit. En so nadat die water gesmelt het, maak dit die land weer skoon, want water, jy was met water, so dit raak weer silwer. Silwer is die kleur van die water, en vir my is dit, as die son op die water, en dit reflekteer silwer, né, van 'n distansie af, en dit is ook dan die kleur van die water wat so silwer verskyn. Of aan die ander kant kan ons ook sê, of dit is silwer skoon, né, is die intensiewe woord van skoon, baie skoon, so die water maak die aarde dan weer baie skoon. Die water vertel die mens wat 200 miljoen jaar gelede gebeur het, en die impak van die meteoriet. Maar die water gebruik nie woorde nie. Die water vertel dit sonder om woorde te gebruik. Dit is ook om ons praat van droë woorde. En die woord droë kontrasteer dan ook met die idee van water, want water is nat en hy praat van droë woorde, of dit kontrasteer met die beeld van die water. En wat my skoon verstom, die mense stom geslaan, en wanneer jy stom geslaan is of verstom, is wanneer jy kry nie woorde uit nie, né? So, die spreker is verstom en die water praat woorde. So dit is ook twee dinge wat met mekaar kontrasteer. En hierdie water gaan dan weer oor hierdie dooie aarde. Onthou, die lewe was uit die aarde geklap. En hierdie water kom weer oor die dooie aarde. So die spreker is ook verstom oor die mag wat die water het, om dan weer op hierdie onvrugbare grond weer vrugbaar te kan maak. Grond. Vang reën en son in die bakkant van jou lyf, waar die klip hard klop. Reg. So, vang reën vat ons weer terug na die idee van water. Nou, nadat die winternis weg is, kry ons dan nou die water wat val in die koepel, en met die kombinasie van die son en die water begin lewe dan nou weer te vorm. Hoe weet ons dit? Want hy praat van waar die klip hard klop. Nou, wanneer jou hart klop, is dit 'n indikasie dat daar weer lewe is. So, ons sien dat daar weer lewe in die grond is, né? Met die son wat skyn en die water, kan lewe weer begin groei. So, ons het 3 elemente hier. Ons het die grond, ons het die reën, en ons het die son, en die reën en die son bring nou weer die lewe terug in die grond. Die bakhand van jou lyf. Die bakhand is die gat wat deur die impak van die meteoriet gevorm is. So die bakhand is eintlik die koepel, né? Jou lyf praat ons nou weer van die grond. So die lyf verteenwoordig die grond en die bakhand verteenwoordig die holte wat in die grond is, en dan lyk dit soos 'n hand wat dan nou bak gemaak is. Boom.
Veerlig dwarrel herfs van kultakke los en broei nog 'n lente uit. Veerlig wys vir ons dat verteenwoordig die blare wat val. En hierdie blare is baie lig. Nou onthou, wanneer, weet nie of jy al gesien, maar wanneer 'n blaar van 'n tak afval, dan val hy nie net reg uit op die grond nie, want hy is so lig, hy dwarrel na die aarde toe, né? Reg. So veerlig wat teenwoordig gaan nou die blare, dwarrel herfs van kultakke, koue takke. Dis wanneer die tak koud word, wat die blaar dan van die takke afval, wanneer hy bruin word en van die takke af loskom. En broei nog 'n lente uit. Nou kil kontrasteer nou weer met broei, want wanneer jy iets broei, het jy warmte nodig. So die twee staan dan nou weer teenoor mekaar. En hier het ons dan 'n seisoenverandering van herfs na lente. Nou lente volg nie herfs nie. Ons het herfs, dan het ons winter, dan het ons lente. So duidelik het ons deur die proses gegaan. Reg. So die natuur is besig om weer aan te beweeg. Die natuur is nou weer besig om reg te kom, soos ons nou weer die kliphart wat geklop het in die vorige haiku. En die kultakke wat weer begin broei is 'n indikasie van die aarde wat weer warm word, né? Want jy het mos nou warmte nodig om te kan broei. En in hierdie strofe word die idee van nuwe lewe en vernuwing dan nou voortgesit. Mens. Toe staan stof uit stof en oorheers die aarde op grond van bestaan. Die stof uit stof is 'n verwysing na die Bybel van die mens, né? By 'n begrafnis sê hulle dust to dust. So from dust you come and to dust you will return when you die, né? So hier begin die mens dus kom, wanneer hy kom, die stof kom uit die stof uit. So instead of going from dust to dust, kom hy nou uit die stof uit. Dis dan ook ironies dat die mens die aarde regeer, want die stof verteenwoordig die grond, en dit wil sê die mens kom uit die grond uit, maar nou wil hy die grond of die aarde of die wêreld regeer. Ons het dan ook 'n indikasie van intertekstualiteit, en intertekstualiteit is wanneer jy in een teks 'n ander teks noem. In hierdie geval gaan ons dan nou weer terug na die Bybel toe. Mens is dan ook die 6de haiku. En wanneer ons na die skepingsverhaal kyk in die Bybel, was die mens op die 6de dag geskep. So, en hier word mens dan opgevang in die 6de haiku. So daar is daai korrelasie tussen, of daai skakel tussen die 6de haiku en die Bybelse skepingsstorie. Ons het ook 'n indikasie van 'n wending, want die haiku begin met toe, né? So dit het gebeur toe. So ons het deur die proses van die veranderde natuur, van die seisoene, van die aarde wat nou weer lewe kry, en nou sê hulle vir ons, toe kom mens, né? So die mens word geskep en hy sien homself as die heerser van die aarde, en dit is gebaseer net op die feit dat hy bestaan. Hy sien homself as daar is superioriteit van die mens wat hier uitgebeeld word, want hy sien homself dat hy ander diere en die natuur dan onder sy beheer kan het. Wêrelderfenis. Nou die koepel, soos vroeër gesê, is in 2005 deur UNESCO as 'n wêrelderfenisgebied verklaar. Maar nou wat maak 'n wêrelderfenis? Dit vorm 'n belangrike insig in die bestaan van mens, né? Want soos gesê is, hierdie impak het 2 miljoen jaar, 2000 miljoen jaar gelede gebeur, baie lank terug, maar dit
dit bestaan nog steeds. En ons koepelskeur, al langs die perforasies van mens, dom, middeldeur. Onthou, die vorige haiku het dit begin met toe. So, toe, en. So, ons hier verwys na alle mense, en tog is mens besig om dit te vernietig. Hy is besig om dit te skeer, al sien hy homself as die heerser oor hierdie aarde, né? Die koepel skeer letterlik, en dit het ook letterlik geskeer met die impak, het dit ook geskeer om die koepel te vorm. Al langs die perforasies, nou perforasies is, in English it's like perforated paper. When paper is perforated, you can tear it very easily, né? So dit is net die idee wat hier uitkom. Van mensdom, kan jy sien, mensdom, humanity, is gewoonlik een woord, maar in hierdie geval word dit as 2 woorde uitgebeeld. So die perforasies van mensdom, die koepel het letterlik volgens die lyne geskeer, maar die mens word ook geskeer volgens figuurlike lyne wat tussen mens bestaan, né? En daai idee word dan uitgebeeld in die opbreek van die woord mens en dom. En dan word dit dan ook gevolg deur die woord middeldeur. So mensdom vat net daai idee verder. En so kan mens nie saam 'n groep vorm nie. Die woord mensdom, humanity, word dan nou hier middeldeur gewys en dit speel op die woord in die reël, né, middeldeur. Dom word apart van mens gesit. So wat impliseer dit miskien? Dat die mens dom is, né? Dom word ook apart van mens gesit, speel met die idee dat mens nie die verstand het nie, al wil hy die heerser wees, want toe hy kom, vernietig hy nou weer die aarde, né? En hoe word mense geskei? As ons net 'n idee het, mense word geskei op grond van taal, ons praat verskillende tale, op grond van kultuur, ons het almal verskillende kulture, en soms wil ons nie mekaar se kulture aanvaar nie, op grond van geloof, op grond van ras, geslag, finansies, so dit is alles dinge wat mense apart kan hou. Besoedeling. So wanneer ons net die woordjie besoedeling sien, is daar the idea of it's dirty, né? So, nou moet dier en duif hees van rook en roet, verbyl en treksaag boet. So, die mens sien homself oor die diere, en hier het ons nou, alhoewel mens heers en hy vernietig nou, is dit die dier en die duif wat dan hiervoor moet betaal, né? Vir mense vernietiging op die aarde. Yes, it met jou keeltjie, you are hoarse, your voice can be hoarse, it's sore, when you breathe in dirt. So, die yes is die lig wat dan besoedel is, en die dier en die duif is buite in die natuur, en hulle asem dan hierdie lig in. Nou, waar kom die rook en die roet vandaan? En dit vat ons terug na die industriële revolusie, wanneer mens begin veranderinge maak, né? Die mens is verantwoordelik vir hierdie besoedeling op aarde, maar hierdie besoedeling het mens ook gesien, is dinge wat hom vorentoe kan vat, wat die wêreld kan verander, en hoe die wêreld dinge doen, hoe mens dinge doen. Ons kon beter met mekaar kommunikeer, ons kon vinniger met mekaar kommunikeer, maar al hierdie goed het 'n negatiewe impak op die natuur, né? So, hierdie rook en roet kom van die fabrieke en die stoom engines wat gemaak word, wat gebring word, maar dit skakel dan met die idee van dom in die vorige haiku, want alhoewel mens gedink het dat hierdie goedjies of hierdie tegnologie veranderinge die mens vorentoe vat, is dit eintlik besig
om die wêreld of die aarde te vernietig. Baie ironies. Reg, 9, dankgebed. Heer, ons paaie lê uitgeteer oor brûe met water onderdeur. So hy begin met 'n apostroof en 'n apostroof is wanneer jy direk met iemand praat in die gedig. In hierdie geval word God aangespreek want die titel sê vir jou dit is 'n gebed. En tot wie bid jy? Tot jou God, wie jou God ook al mag wees. So letterlik praat ons hier van tere wat van paaie, wat uitgeteer is. Maar figuurlik kan ons ook praat van as iets uitgeteer, 'n hond is uitgeteer of 'n kat is uitgeteer. Jy sê eintlik die kat of die hond is maar. So ons kan praat van die mens wat hier geestelik miskien uitgeteer is of die natuur wat verwaarloos word as gevolg van die besoedeling in die vorige haiku. Weereens kry ons die idee van brûe, tegnologie wat mense vinniger met mekaar kan laat kommunikeer en die brûe was ook dan gebou om makliker tussen dorpe en stede te beweeg, né? Weer 'n skakel met die vorige aktiwiteite van die mens van die rook wat gevorm was as gevolg van hierdie fabrieke. So oor brûe, maar hierdie brûe met water wat onderdeur gaan is ook 'n figuurlike idee. Bridge over troubled water. So, as daar probleme vir die mens is, loop ons oor die brug wat dan vir ons help, né? Wat God vir ons uitgesit het. Die paaie lê uitgeteer, is amper my destiny, my lewensreis is reeds uitgesit vir my en die brug help dan vir my om oor alle moeilike of oor enige probleme te kom. En dan kom ons by 10. Vuis van swaal en vuur gaan diskant van groot ekskuus weer kom asemhaal. Vuis. Onthou daar is net 10, die 10 is ook 'n Bybelse verwysing na die 10 gebooie wat vir ons gegee is. Die reëls waarop volgens God se kinders moet doen. En die vuis, onthou in die heel eerste haiku praat hy van 'n klipvuis. So dit is 'n siklus. Die siklus is nou voltooi. Die swaal en die vuur is 'n verwysing na die Sodom en Gomorra, 2 stede in die Bybel wat verwoes was. Dit was God se intervensie om weer dinge oor te laat doen want dit het te erg geword. So hier is net 'n soos 'n idee wat gegee word, miskien moet die mens maar nou weer vernietig word, of miskien moet die mens dan nou maar ophou lewe, sodat ons weer nuwe lewe kan kry, né? Weer kom asemhaal. Wanneer ons praat van breathing, is asemhaal 1 woord. In hierdie geval is dit weer 2 woorde. So jy kom haal die asem, bedoelende, dit kan na ons dood verwys, om weer dinge op aarde te herstel. So wanneer ons na die gedig in sy totaliteit kyk, is dit 'n siklus. Die meteoriet bring dan nou die verwoesting, nuwe lewe, dan is dit die boom wat ook die nuwe lewe wys as dit is iets wat jy kan sien, dinge is besig om te verander en toe kom die mens en kry ons nou weer verwoesting en dan is daar die idee, miskien moet ons maar nou net weer oor begin, né? So wat is die tema van hierdie gedig? Ons vind hier 'n beskrywing van mense impak op die aarde, wat mens doen, hoe hy vernietig, alhoewel hy dink hy is die heerser, en alhoewel hy dink wat hy doen, is eintlik besig om die aarde vorentoe te vat. Ons is veronderstel om na die wêrelderfenisareas te kyk, en ons moet dit beskerm, want dit is vir die mensdom, en die mensdom sluit dan toekomende of toekomstige generasies in, en as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan ons nie meer ons wêrelderfenisgebiede kan wys nie, né? Baie dankie, dit is dan die einde van die gedig 10 haikus in die Vredefort koepel.